Kom ek sê, ek het vanmôre dat ek vir julle 'n boodskap wat uit my hart uitkom, wat ek glo die Here deur my gestuur het. Ek deel met julle iets wat ek self beleef het in my lewe. En die hele kern van vanmôre se boodskap gaan daaroor dat ons so gewoond raak aan godsdiens. So gewoond raak aan kerk. So gewoond raak dat ons later aan besig is met die dinge van die Here, maar nie meer met die Here self nie. En ek wil vanmôre daarbey aansluit. Want omdat ek vir julle lief is, julle is my kerkse mense. Ons praat dieselfde taal. En die Here vir my op 'n stadium so 'n paar jaar gelede met my gees gewerk. Ek het met my gevoel. En hy het vir my gewys die smal weg en die breë weg. En ek het die Here vir my gesê, wie is op die breë weg, wie is op die smal weg? En ek het gesê, die breë weg, ja, dit is seker nou allemaal kerkmense, wat nou mooi aangetrek is, en so, en ek het so 'n visie gehad, sê die Here vir my, nee. En my volgende vraag was, maar kan kerkmense hel toe gaan dan? Die Here het gesê, ja. Dit was my baie groot skok. En dan wie is op die smal weg? Net die, dis die ek, net die, wat in 'n persoonlike verhouding met die Here leef. Ons gaan vanmôre gaan ek dit aanraak in my preek ook. So, ek wil Psalm 11 vers 7 vir julle deurgee as begin. Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel. En hy sal by julle wees, opreg. Ons erediens vanoggend, die vind plaas dan in die naam van die drie-enige God, wat die oorsprong en die bron is van dit wat reg is en dit wat waar is. Gemeente, dit is my voorreg om vir u die groet van die Here te bring. Dat sy opregte genade en sy vrede en elkeen van julle vanoggend sigbaar sal wees en voelbaar sal wees van God ons Vader, Jesus Christus ons Here en deur die werking van die Heilige Gees wat in ons woon. Kom ons maak ons Bybels oop by Openbaring. Openbaring 2, ons gaan na die eerste 7 verse met mekaar saam lees. Julle Bybels nie? Oop. Dis 'n onding. Sê ek. Goed, want jy kom nie met jy sien met die woord van God besig nie. Jy sit in. Goed, kom ons lees. Saam. Ons het ons so saam gebid. Dit is 'n stukkie agtergrond voor ek nou saam gaan lees. Julle weet nou van Openbaring wat in Johannes, die apostel Johannes gegee is, waar hy die Openbaring gesien het, toe hy op die eiland Patmos was, en toe hy daar verban is as gevolg van sy geloof, en hoe dat die Here vir hom hierdie Openbaring gegee het. En dan kom daar die 7 briewe, waarvan ons nou hier lees. En die 7 briewe is nou geskryf aan die 7 gemeentes daar in Klein-Asië, dis nou daar, vandag se tyd is dit nou Turkye, ne? Daar langs die Egeiese See en daai plek. Maar hier word die 7 briewe word hier geskryf aan die 7 gemeentes. Nou 7 weet julle mos al, of soos Openbaring geskryf is met gebare en met getalle en simbole en daai tipe van ding. En 7 is die getal van God. Hoe word hy saamgestel? 3 en 4. En 3 eenheid. 4 die windstreke van die aarde, oos, wes, noord en suid. En wat sê dit? Dit sê dat God is met sy aarde, is hy teenwoordig. 3 en 4. God is betrokke in hierdie wêreld waarin ons leef. Goed. En 7 briewe wat geskryf is aan die 7 gemeentes.
Efese, Smyrna, Pergamum en so mens lees weer. En elke brief is geskryf aan 'n leraar. So as ons die eerste brief lees, alhoewel dit gerig is aan Efese, en Efese was die oudste gemeente gewees, die moedergemeente, en daarom word die brief eers aan hulle gerig, maar hierdie brief het nie gebly net by Efese nie. Hierdie brief en al die ander 7 briewe moes gedeel word in die hele Asië gedeelte, met al die verskillende gemeentes. Want dit wat in Efese geskryf staan, is ook geldig in Smyrna, is ook geldig in Pergamum, is ook geldig in Thyatira en so meer. En dit wat daar is, met ander woorde, dit word gerig aan 'n gemeente. Die leraar het die taak om die brief te ontvang, te lees, dit te vertaal in 'n taal wat almal kan verstaan en dit te verwoord sodat die gemeente dit kan verstaan. Baie interessant, mense kan lank sit staan en gesels oor die Openbaring brief. Maar goed, kom ons lees. Openbaring 2, die eerste 7 verse. Skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het 'n ondersoek ingestel na die mense wat voorgegee het dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder verhaal deur ook, julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dink ek daaraan in julle guns, julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys is, van God is. Goed, mag hy nie afhaal, hoor. Terug na vers 1 toe. Right, goed. Het nou al gesê iets van die leraar, van die gemeente wat die verantwoordelike, die geestelike vader is of die, hy sal nou vader wees, van die gemeentes, hy is geestelik verantwoordelik daarvoor. Wie sal die woord? So sê hy, hoofletter, Christus, wat die hoof is van sy liggaam, die kerk. Hy is aan die woord. En wat sê hy? Hy sê, hy wat die 7 sterre in sy regterhand, hierdie regterhand, hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou. Dit beteken, die 7 sterre is hierso die simbool van die 7 leraars. En hy hou die 7 leraars, hou hy in sy regterhand, dit is die arm wat simbolies die mag, die sterkste arm, verteenwoordig. Dit is net ons wat links is, wat die linkerarm sterker is. Hy hou die 7 leraars, hou hy in sy regterhand vas. Goed. En wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Die 7 goue lampe verteenwoordig die 7 gemeentes. So wat wil hierdie vers sê? Die Here sê, die Here wat die 7 sterre vashou en wat tussen die lampe rond beweeg, hy is in sy kerk. Hy is in sy kerk. Hy weet wat daar aangaan. Daarom sê hy vers 2. Dankie, ek kom jy moet my aanrol soos ek aangaan. Vers 2, hy sê vir hierdie gemeente, hy sê vir al die gemeentes, hy sê ek weet wat julle doen. Ek weet, want ek leef saam met julle, ek leef in julle midde. Ek ken julle onvermoeide arbeid. Nou noem ek eers 'n paar positiewe dinge. Ek ken julle onvermoeide arbeid. Yes, julle is hardwerkend. Julle word nie moeg nie. Julle het volharding.
En dan die volgende gedeelte, julle kan nie slegte mense verdra nie, dit kan of vorentoe verwys of agtertoe verwys. Dit kan of verwys na, julle kan nie slegte mense verdra nie, menende, julle kan nie mense verdra wat nie onvermoeid arbeid en volhard nie. Julle kan nie, amper sê ek slapgatter, julle kan nie swak mense verdra nie. Julle kan nie lui mense verdra nie. Nee? Of dit kan vorentoe wys na die volgende gedeelte. Julle het ondersoek ingestel dat die mense wat voorgee dat hulle apostels is, met ander woorde saam met Jesus geleef het en weet wat wil Jesus hê, maar dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. So daai slegte mense gaan ook deel wees van daai groep mense wat voorgee is iets wat hulle nie is nie. Goed. Nog 'n positiewe punt in vers 3. Hy sê verder, volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, mense, en julle het nie moeg geword nie. Ideale gemeente. Vers 6, ek hoef nie so net te wys nie. Vers 6 sê, maar dit het julle daarom in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskie. Die Nikolaïte is almal wat die naam Nico het. Ek moet nie dit glo nie. Nikolaïte, ons weet nie van wie die mense Nikolaïte werklik was nie, maar wat ons wel weet is, hulle werke was gerig teen Christus. Teen Christus. In die ander gedeeltes van die briewe word daar ook verwys na Esekiel en daar word verwys na Beelzebub, so maar mense wat teen Christus gekamp is. Goed, dis die positiewe gedeelte. So die gemeente, eintlik ideale gemeente, eintlik 'n gemeente wat met trots op 'n ringsitting kan verslag doen of hulle synodesitting verslag kan doen. Yes, hulle is aktief, hulle is onvermoeide arbeid, hulle volhard, hulle stel ondersoek in na mense wat maak asof hulle apostels is, wat dit nie is nie. Hulle verduur baie vir die naam van die Here en so aan. En dit was die gemeente in Efese, né? Hulle het 'n moeilike tye gehad. Hulle het geleef tussen in 'n groot stad. In Efese het gekompeteer met Smyrna en Pergamum om die belangrikste stad in Klein-Asië te word. So die hele Efese het bestaan uit baie godsdienste, baie afgode, baie tempels. Dit was 'n ryk stad, dit was florerend, die mense was ryk, skatryk. En in daai situasie het hierdie gemeente van Efese het hulle gewerk en gegroei. So baie 'n gemeente wat 'n mens kan voorhou as 'n ideale gemeente. En dan kom vers 4. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. En hierdie enkele sinnetjie van die hele probleem saam wat ons het. Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Nou goed. Hoe lief het hierdie mense, hierdie gemeente, die Here gehad in die begin? Kom ons dink maar, hoe sou dit gewees het? Paulus en Aquila, wat sy vrou se naam, hulle het gewerk in Efese, daar in die gemeente, en daar het mense tot bekering gekom. Jode, Grieke, slawe, mense van ander tale het tot bekering gekom. Met ander woorde, het die verlossingsboodskap van Christus aanvaar. Dat Christus het aan die kruis gesterf vir die mens se sondes, hy het die mens losgekoop en dat wag 'n ewige lewe. En ek kan nou aanvaar, dis nou my afleiding, dat hulle as Christene, ten spyte van al die ander godsdienste wat soveel vereistes gehad het, jy moet dit doen en jy moet dat doen, jy moet dat, en wat maar die Ou Testament ook maar so was, jy moet en moenie en so, en dat die mense
hierdie verlossingsboodskap van Christus met ope arms en ope hart ontvang het. En met groot blydskap. En hulle toe as huisgesinne by mekaar, as huisgemeentes by mekaar, en hulle het met mekaar gepraat oor hierdie verlossingsboodskap van Christus. En daar was 'n opgewondenheid. En hierdie mense moes hulle self bewys, verdedig, regverdig in die gebied waarin hulle is, maar dit was vir hulle uitdaging. Hulle eerste liefde. Daai eerste entoesiasme van daardie gemeente. En nou kom Christus en hy sê, maar julle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Wat het dan gebeur? Wat het dan gebeur? En dit het ek nou wil sê, het ek in my eie lyf ervaar, en dit gebeur, dit kan maklik gebeur in ons kerk, as ek veilig. Ek dink soos dat die tyd nou maar aangestap het, en soos dat hierdie mense nou 'n gemeente gevorm het, 'n groter geword het, so, het hulle gedagtegang is meer gerig gewees op die uitbreiding van die gemeente, die instandhouding van die gemeente, om mense by te kry, om die evangelie te gaan verkondig. Daar is soveel ander dinge wat hulle besig gehou het. En dinge van die Here waarmee hulle besig was, dat hulle nie meer tyd gekry het om by die Here uit te kom. En dit is wat Jesus wil sê hier so in vers 5. Dink daaraan. Dink daaraan. Met ander woorde, dieselfde manier wat julle hierdie vals apostels in hulle lewe ondersoek toegestel het. Dit moet julle ook nou doen. Stel ondersoek in jou geestelike lewe in. Grawe 'n bietjie in jou eie geestelike lewe. Hoe lyk dit daar? Dink daaraan hoe ver julle al agteruit beweeg het. Hoe ver julle al agteruit gegaan het. Dink 'n bietjie daaraan, waar is julle nou? Julle is 'n geweldige, pragtige, voorbeeldige gemeente. Maar julle is my nie meer lief. Julle is nie meer by die kernwaarheid van waaroor dit gaan in 'n gemeente. Julle het wegbeweeg. En dan sê die Here vir hulle reguit, vir die gemeente, bekeer julle. En as hy die woord nie bekeer gebruik, dan onmiddellik moet dit vir hierdie lesers of hierdie lerare of almal wat dan luister, sê, wow, die woord bekeer sê vir ons op ergens verkeerd. Ons is op 'n verkeerde plek, of ons is in die verkeerde rigting op die pad, of ons doen iets verkeerd. Iets is nie reg. Stop, doen ondersoek. Waar is die probleem? Bekeer julle. Kom weer terug. Kom weer terug. Doen weer wat julle in die begin gedoen het. Kom terug. Kom weer by my uit. Hê my lief, soos in die begin. As julle dit nie doen nie, die res van vers 5, as julle nie bekeer nie, as julle net aangaan soos dit julle nou aangaan, maar dit gaan oor selfverheffing en selfverheerliking in julle gemeente, dan kom ek na julle toe, en sal ek julle lam van sy plek af wegvat. En amper julle gemeente sal dood. Daar sy lampie se paraffin sal opraak. En dan gaan hy net verdwyn. Ok, vers 6 kan maar verbygaan. Vers 7. Elkeen wat kan hoor. Hier word nie net verwys na die leraar nie. Dominee, jy wat kan hoor, moet luister. Nee, elkeen. Elkeen wat die woord hoor
Elkeen vir wie hierdie woord gebring word. Elke lid van die gemeente. Wat hierdie woord kan hoor, nie net hoor nie, maar luister. Dit inneem. Dit deel van sy lewe maak. Luister wat die Gees van die gemeente sê. En dan die gevolg, die uiteinde aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Elkeen wat die oorwinning behaal, elkeen wat kan terugkom na die oorsprong toe. Die verhouding, persoonlike verhouding met God. Elkeen. Wie sal dit gee? Ek, God, die Almagtige. Ek sal vir jou te ete gee van die boom, daai boom wat in die paradys, wat die Here vir Adam en Eva gesê, los uit. Daai boom wat die ewige lewe gee. Die sal dit eet, met ander, die sal die ewige lewe hê. En waar staan die boom? In die paradys, God se woonplek. Nee. Goed. Dis nou die gedeelte oor die gemeente van Efese. Die oorsprong van vanmôre se boodskap het kom na aanleiding van 'n gesprek wat ek noudag gehad het met 'n dominee. Ek het 'n onvergenoegdheid in my wese met die kerk. Ek gee vir julle, waar kom dit vandaan? Ek het nou al in my leeftyd en met die wat ek nie weermag was, ek moes nou baie rondgetrek was, want ek het vanmôre op omtrent so 10 kerkrade wat ek nou al ergens mee betrokke was. Maar ek kan nie dink aan 'n kerkraad waar daar ooit tydens 'n kerkraadsvergadering 'n diepte ondersoek gedoen is na die geestelike stand van die gemeente nie. Weet jy of julle so iets ken nie? Ek weet, wat gebeur op 'n kerkraadsvergadering? Ons het verslae, né? Finansies, eiendom, ja. En dan kom nou, ja, bejaardensorg, jeug, en al daai tipe ander goeders. Maar ons hanteer verslae. En dan sê die manne, kom maar, ons hanteer dit, ons kan huis toe gaan. En so hard was die raai verslae die een na die ander ene. En wat het ons gedoen? Ons het die kerk hanteer soos 'n besigheid. As dit negatief is, as die getal is, kom sê eers die eerste verleiding wat eerste fout ons maak. As die getal is positief is, yes, finansies, yes, ons poste is gevul, ja, ons kerk, ja, ek kort 'n bietjie aandag, maar is reg. Ons tuine is reg. Ons lidmate, ja, daar's die mense loop nie weg. Ja, ons kry so nou en dan iemand. As daai goeders klop, dan voel ons tevrede. En dan sê ons maklik, kyk, die Here seën vir ons. Kyk, hoe seën die Here vir ons? Ons moet iets reg doen. Dis 'n misleiding. Want dis presies wat gebeur met Efese. As dinge nie reg is nie, die finansies is nie lekker nie, en, wat doen ons? Onmiddellik gaan ons in 'n beplanningssiklus. Manne, hoe gaan ons nou fondse insamel? Ons moet die dominee daar nog betaal, of ons dit doen, of ons hierdie planne doen. Dan hanteer ons dit nog steeds as 'n besigheidsbeginsel. Hoekom? Want ons wil daarom net nie aansien verloor in die ring nie. Of ons wil nie, jy hoor my. En wat vir my bekommer is ons kry in ons gemeentes, kom ons nie daarby uit om werklik in 'n geestelike diepgang in te gaan en te vra, Here, wat is u wil met u gemeente hier op Carleton wil? Wat wil u hê moet ons doen? En dat ons dit doen. Die ander groot gevaar wat ons daarmee saamleef is maar vormgodsdienst.
man, ons gaan maar elke Sondag kerk toe en so weer, maar goed. Ja, kom ek begin hier by my toepassing. Ek het gesê, gewoonte godsdiens, of tradisie godsdiens, of die feit dat ek die godsdiens wil beoefen soos dat ek dit wil doen, ek wil self besluit, soos dat die duiwel vir Adam en Eva wys gemaak het, Here sal self kan besluit. Dis iets wat daai tyd begin het. Maar dit loop deur die hele geskiedenis. Kom ek gaan nou net 2 verse lees. Een is in Jesaja, ek gaan 3 verse lees. Jesaja 29 vers 13, daar sê die Here, dis wat die volk Israel toen ter tyd, julle weet hoe was hulle gewees op offers en daai tipe van goeders, né? Eers, hulle het ver gestap om net te gaan offer by die tempel en so weer. En dan kort dan sê God, weet jy nie, maar my wijs hier in Maleagi 1 vers 10. Die Here vra hierso vir die volk Israel. Hy sê, as ek die Here is, waar is die eerbied vir my? Want hulle toe na die tempel toe gebring, alles wat die diere wat siek is en diere wat geslag is en sulke goeders, wat gesteel is, die het hulle gebring vir offers. Om kon sy nou die beste vir God te wees. En dan, Maleagi 1 vers 10, was daar maar iemand onder julle wat die tempelse deure wil toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, ek wil nie 'n offer van julle hê nie. En hier in Jesaja 29 vers 13, sê die Here, hierdie volk, dis mos sy volk Israel, hulle is naby my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Dis 'n ding wat kom van daai tyd af. Ons wil besluit hoe om die Here te dien. Nuwe Testament, dis hierdie vers wat vir my dwars om plat geslaan, waar is hy nou maar, Matteus 7. Julle ken die vers baie goed. Nie elkeen wat vir my sê, hierdie gedeelte vorm nou deel van die Here Jesus Christus se bergpredikasie, né? Toe hy nou aanvanklik eerste preek, hy gepreek, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En hierdie vorm deel van sy bergpredikasie waar die mense vertel, hoe moet julle leef binne die koninkryk van God? En dan kom hy by hierdie gedeelte, as deel van dat sy bergpredikasie, sê nie elkeen wat vir my sê, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En baie sal op daardie dag, dis nou die oordeelsdag, die dag van die finale beslissing, vir my sê, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ok, hierdie ouens, Here, kan een van twee dinge op twee maniere geïnterpreteer word. Hulle kan of, kom ek sê, vooraf, na die Here toe gaan sê, Here, kyk net hierdie CV wat ons het. Ons het in U naam, het ons bose geeste uitgedryf. Ons het in U naam, het ons gepreek. Ons het in U naam baie wonders gedoen. Kyk net hier, Here, ons verdien dit om saam met U die ewigheid in te gaan, saam met U te gaan bly in die hemel. Of, hulle het gehoor, opsie, naam is nie opgeskryf in die boek van die lewe. En nou kom hulle sê, Here, miskien het U nou die verkeerde bladsy daar weet. Ons het in U naam, het ons gepreek. Ons het in U naam, het ons bose geeste uitgedryf. Ons het in U naam baie wonders gedoen. Here, kyk net wat ons gedoen het. Efese, Here, kyk net wat doen ons. En wat sê die Here vir hulle? Dat julle gaan. Ek het julle nooit geken nie. Here, ons het in U naam.
Ons het onder die banier van God, het ons baie dinge gedoen. Kyk daar so. En ons het nogal seën gekry. Hoe werk dit? Sê jy, ek het julle nie geken nie. En onthou die duiwel kan ook voordoen as engel van die lig. Hy kan baie dinge laat gebeur, asof dit van God afkom. En wat sê hy as hy hierso sê, julle wat die wet van God oortree, beteken die 10 gebooie? Ja, nie die ou 10 gebooie van moenie nie. Die samevatting, soos wat die Here dit vir ons gegee het in die Nuwe Testament. Jy moet die Here, jou God, lief hê. Lief hê? Lief hê. Jy moet nie meer lief soos die begin nie, onthou julle Efesiërs. Jy moet die Here God lief hê. Hoe? Jou hele hart, jou mens. Ek smit soos wat ek is, met al my gebreke en alles. My hart, daar wat sedel van my lewe is. Dit moet aan die Here behoort. My hele hart, my hele siel, die emosie, dit wat ons nagelaat het in die enige kerk. Ek so bly wees, julle kan jy wel bly wees. Ons is in die kerk, nee. As ek begin my voet uit met my ma hart altyd gaan en hoed uit. So stil. Ons het dit verwaarloos in ons kerk. Ek bely dit, ek sê dit. Jou hele siel, met jou hele verstand, jou kop, jou verstand wat die Here vir jou gegee het. Dis waarom so sê ons Bybel saambring, wat dit hou my besig, dit hou my verstand besig, dit hou my aandag besig. Sy woord. Ek is met sy woord is ek saam met hom teenwoordig. Goed. Jou hele verstand en dan met al jou krag. Wat is dit? Net jou spiere. Nee, alles wat jy het. Dis jou tyd, dis jou geld, dis jou besittings, dis jou pakkie wat jy beskikbaar stel. Met alles. En weet jy, hierdie, en dis waar ek so hartseer oor is, want ek het dit beleef, praat uit ervaring my. Ons, hierdie mense wat so besig is in die naam van die Here, die duiwel kry dit so reg, om vir ons op die verkeerde pad te vat. As 'n jong dominetjie, wat nou instap, jy het nou net klaar gemaak met jou universiteit opleiding, en jy het 'n begeerte om vir die Here te werk. Jy stap in 'n gemeente, proete, en dis hierdie kerkraadsvergadering, en dis daai troue, en dis daai begrafnis, en dis daai katekese, en dis dit, en dit, ja, en elke keer, ek wat die weermag was, dis ordegroepe, en dit is kapelaansbroeders, en dit is grensdienste, en jy is die hele tyd as jy besig met die woord van die Here, en jy moet elke keer open, so, en jy voel so wanted. Jy voel so geseën, want kyk hoe gebruik die Here jou. Tot op 'n punt, dan gaan jou liggies op. Hoekom? Want jy ver wegbeweeg van jou oorspronklike bron, jou verhouding met die Here. Jy was besig met sy woord. Jy het aan mekaar, ek sê weer, praat net by, as ek die Bybel vat, dan soek ek 'n vers om te open. Ek moet alles open, behalwe die vroeg in die dansmaal. Maar jy open alles. Dus swembad, Gala swembad in staat, in Katima. Toe is dat jy vir ons open. Vaderland, ek het die boek deurgelees, behalwe die doop, is daar nie plek wat iets kan kry van die swembad, Gala open. Maar jy hoor, as jy die Bybel vat, dan soek jy 'n vers, jy moet net iets open. Tot open. As jy leeg, dan besef jy, waarom is ek besig? Waarom is ek besig? Ek is ver weg van die bron af. Ek het nog gebieg, kom ek toets vir julle ook. Ek moet dan op julle emosies werk. Toets jouself die volgende wat ek nou vir julle gaan deurgee. Ek sê deur, ek beskuldig nie, ek gee net iets deur, want ek het ook ervaring hiervan. Jou tafelgebed wat jy bid, as julle eet.
Weet jy nog wat bid jy? Weet jy nog tot wie bid jy? Bedoel jy wat jy sê? Of is net 'n reepie wat dis 'n gebruik. Ons moet dit daarom doen. Dis waar jy kry so 'n brand as jy nie bid nie. Jou stilte tyd. Die van julle wat nog stilte tyd het. Is jy regtig stil? Is jy regtig in teenwoordigheid van God? Gee jy ruimte dat die Here met jou praat? Of is dit ook maar net 'n gebruik? Vandag 'n stukkie in die dagstukkie lees. Jy rypie op sy Here, bewaar ons vandag doen dit. En jy stap daar uit en jy, ja nee, ek het dit daarom gedoen. Ek hoort geseënd te wees vandag. Wie bluf jy? Wie bluf jy? Selfs ons erediens bywoner. Is dit vir jou 'n ontmoeting met God? OK, gee toe. Dit daar seker baie van jou op die kant af, of die leraar, of jou wat die voorstaan. Maar is dit 'n ontmoeting met God? Berei jy voor as jy kerk toe kom om God se stem te hoor? Laat jy toe dat God met jou praat. Ek huiwer om die volgende te sê. As ons kyk na hoeveel preke ons al in ons lewens na geluister het. Wat was die reaksie? Is daar 'n dienooreenkomstige verband? Dis die hoeveelheid preke wat ons daarna geluister het en die invloed wat dit op my lewe gehad het. Sy woord, hierdie woord, dis ook so jaloers is op. Ons moet sy woord moet ons saambring. Sê sy woord vir my iets. Of lees ek hom maar daar op die skerm, dan gaan ek hier uit en dan vergeet ek lankal. Ek wil vir julle vra, maak ergens met die woord. Skryf daar, verwys daarna. Ek weet ou mense het gesê, krap nie die Bybel nie. Dis Ou Testament. Maak ergens met die woord. Want dis die manier waarom God met jou praat. Met sy woord. As ek sit ons luister na 'n lesing. Toets jouself. Is jy nog by die oorsprong? Is jy nog by jou verhouding met God? Kerkraad wil ek vir julle uitdaag. Kyk of julle 'n manier kan kry waar julle 'n opname kan maak van wat is die geestelike stand, nie sê toestand, klink nie mooi nie. Wat is die geestelike stand van die gemeente? As jy vir 'n kerkraadslid vra, hoorie, hoe bepaal julle wat is die geestelike stand van die gemeente? O nee, mense soveel mense kom kerk toe, dus toe na. My liewe broeder en suster, julle hoor wat is op my hart. Julle hoor wat is op my hart. Ons moet nie dieselfde oorkom as hierdie ouens daar met die laaste dag. Ons moet nie dit oor. Ons het die tyd, ons het die verstand, ons het sy woord, ons het die geleentheid om by Jesus se voete te gaan sit en te luister. Maak erns daarmee asseblief. Hemelse Vader, o, wat 'n geweldige voorreg om vanmôre vir U te kan aanroep as ons Vader, ons Skepper, ons Verlosser, Heilige Gees. Dankie dat U vanmôre ook weer met ons besig was, met ons gepraat het.
Here, maar dit vat moed om selfondersoek te doen. Dit vat moed om stil te word, nommer 1. En net by U te kom sit met U woord. Maar ek bid dit vir elkeen toe, wat hier so is vanmôre. Ek bid dit vir elke kind van U wat deel is van die koninkryk. Dat ons nie so op 'n verkeerde pad sal gaan of op 'n ander paai sal gaan. Dat ons wegbeweeg van U af nie. Dankie dat U vanmôre weer vir ons geestelik gevoed het. Laat U naam verheerlik word. Laat U koninkryk kom. En dat U wil geskied in elkeen van ons se lewe, asseblief. Amen. Ek wil vir julle aan die hand van Hebreërs 13 die seën van die Here toespreek. Mag ons God wat vrede gee, julle toerus met alles wat goed en reg is, sodat julle sy wil opreg kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in julle tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid.